wonderlike voorreg om die woord van die Here aan u te kan bedien en ons so in die gemeente. Ek graag vanaand met u praat oor Jesus, die ware wynstok. Die skrifgedeelte in Johannes 15, vers 1 tot en met vers 6 en die volgende woorde. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal lees rein met die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Is die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly. Ek is die wynstok en julle die lote wie in my bly, en ek en hom my dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk soos die lote verdroog, en maak dit by mekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dan die 7de vers sê so, en dis ook my tekstvers. As julle in my bly en my woorde in julle, sê julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Dit is baie duidelik dat die Here Jesus hier van 'n besondere gedeelte of 'n besondere verhaal aan ons as mense in die kerk wil bekend maak, van dat Jesus is die ware wynstok. Hy sê eintlik dat my Vader is die landbouer, is die boer. Hy sê ek is die wynstok wat my Vader in die wêreld geplaas het. Nou mense kan by jouself dink dat selfs in die tyd van die Here Jesus, dat daar baie verskillende soorte godsdienste en besonder, weet nog dat die Joodse godsdienst was daar wat orthodox ingestel was, so die Jode die Ou Testament het geleer het en die gebruike daarvan voortgesit. En dan sien ons dat die apostel Paulus staan in die Areopagus, en hy sê die woorde, hy sê dat ek kan sien dat jy in baie opsigte godsdienstig is, want hy kyk na die verskillende gode wat op die Areopagus was. Hy sê, ek sien dat jy in baie opsigte godsdienstig is, maar ek wil aan julle die ware God verkondig. Met ander woorde wat die apostel Paulus aangesien het, dat daar baie verskillende soorte godsdienste is. Ek dink in die wêreld waarin ek leef vandag is dit dieselfde, as so baie dinge dat mense vra baie keer pastoor, wat is dit werklik die waarheid? Watter mense het werklik reg? Watter godsdienstige groep het reg? En mense raak alkeer mekaar, as nie dis die rede waarom die Here ook weer die verhaal vertel het. En wanneer 'n mens dink aan 'n wynstok, dan dink 'n mens in 'n besonder dat daar 'n spesifieke soort kultivar is, of 'n spesifieke soort druiwe, wat die boer in gedagte het wanneer hy 'n druiwe stok plant. Hy plant hom in die druiwe stokke en sê, ek gaan kyk wie die oes kom. Hulle reken dat daar ongeveer hier in die, net na die 1600, het wingerdstokke eers in Suid-Afrika gekom. Hulle reken dat daar nou heiliglik meer as 90 soorte kultivars in ons land is. Met ander woorde, dat as die mens kyk na die wêreld waarin ons leef en ons kyk, daar is 90 verskillende soorte druiwestokke, en ons sou wou nuwe ene bemark in hierdie wêreld, dan beteken dit dat daardie boer gaan iets in besonder in gedagte hê. Hy gaan 'n druiwestok daar bemark, en wat 'n ander soort druiwe gaan lewer. Ek sê dit baie keer vir mense dat ons is nie beter as kinders van die Here, is ons nie beter as ander mense nie, maar ons is anderster as ander mense, want ons behoort aan die Here. Ons is kinders van die lewende God. Ons is deel van die heilige priesterdom, van die koningskap wat God op die aarde gestel het. En nou sien ons, en die Here kom en hy vertel hierdie verhaal, met ander woorde dat die Vader het na die wêreld gekyk, en hy sien al hierdie verskillende soorte druiwestokke en wingerdstokke wat in die wêreld staan, en hy sê vir homself dat ek wil 'n besondere wingerdstok op hierdie aarde plaas, wat 'n godsoortige vrug gaan dra, en hy dink daaraan om sy eie seun na die wêreld te stuur, en Jesus word die ware wynstok. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg vanaand dat ons hom kan ken. Wat 'n wonderlike voorreg vanaand dat ons aan hom kan behoort, dat ons deel kan wees van die goddelike ingryping in die wêreld. Dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike ding wat die Here in die wêreld kom doen. Hierdie ware wynstok. En dan praat die Bybel daarvan dat ons dan die dood is. Nou, as ek dink dat as God iets in gedagte gehad het, en in die wêreld iets wou geplant het en ontplant het, wat anders sou wees as wat in die wêreld was, dan beteken dit is 'n godsoortige wat in die hemel gekom het. Die Bybel sê dit baie duidelik,
mense kom op die aarde te plant, aan die wonderskap wat God soortige dinge moet dra. Wat verteenwoordigers, of die verteenwoordiger van God moet word op die aarde, ons onthou, dat Jesus by geleenthede gesê het, hy sê ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Dus as julle my gesien het julle my Vader gesien. Ek het belange gekom van die boer van die hemel, om die aarde 'n wonderskap te word, wat gaan vrugte dra, wat God alleen kan gee. En dan die Here vanaand dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike skepping van die Here, die kerk van die Here Jesus Christus. Dit is so wonderlik dat die Here Matteus die 16de hoofstuk sê dat ek sal my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, dit is iets wat God kom met Jesus self sê, as jy my verhoog sal ek alle mense na my toe trek. Met ander woorde, dat die instelling en die bedoeling van God was om die aarde iets te plant wat God sy heerlikheid in die wêreld te gaan bring. Wat in hierdie wêreld daardie soort drywe gaan voortbring, wat God soort te gaan wees. En sê die Here Jesus, maar julle is die lote. Ons is die lote. Nou, jy weet vir jouself dat die druiwestok dra nie vrug nie. Hy het lote wat die vrugte dra. Ek dink dis wat die Here in hierdie gedeelte van jou vir my wil sê, dat ons altyd moet onthou, dat God se plan en bedoeling van ons op die aarde, en dis waarom die Here sy disippels in Matteus 10, hy sê dat hy stuur julle uit en hy gee hulle die mag om duiwels uit te dryf, om siekes gesond te maak, om die heerlikheid van die Here die aarde te maak, met ander bemark, sodat dit wat uit hierdie wonderstok sal gaan, sal God soortig wees, gaan deur God gebruik word tot eer en verheerliking van die naam van die Here. En dan kom in hierdie gedeelte iets wat my nogal baie diep geraak het. Die Here kom en hy maak hierdie stelling. Hy sê dat ek is die ware wynstok om my Vader die landbouer. Hy sê elke loot wat nie vrug dra nie, neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, maak hy skoon. Ek het in myself gedink dat daar sekere dinge in mense lewens wat weggeneem moet word. Nou, as jy met 'n druiweboer gaan praat, ek het die voorreg gehad om daar in die Noord-Kaap, op in dit se werk, in die Skemel, as jy daar ry, dan sien jy die pragtige wonderde, dat so'n lyn lê, dit is my so pragtig, dan onthou by die geleerde en een verstand wat jy sê, want ek het opgemerk, hoekom is die wonderstokke staan even ver omtrent van mekaar af, en hulle staan in 'n lyn. En toe maak jy die opmerking, en sê dat, as die wonderstokke nie even ver van mekaar geplant is nie, dan is daar 'n moontlikheid, dat die een die ander se vrug en sy produksie kan benadeel. En dan kom die Here sê, dat daar dinge in 'n mens se lewens, dit die voorbeeld wat die Here gebruik. Hy sê, elke loot wat die vrug dra nie, neem hy weg. Mense vanaand wat dat dink net doen, hoeveel dinge in ons lewe self as kinders van die Here van onvergewensgesindheid. Baie van bitterheid as gevolg van dinge in ons lewe wat plaasgevind het. 'n Mens kan vanaand vir jouself dink dat daar dinge is in ons lewens wat God nie verheerlik nie. En as een van die gospelsangers wat sing, hy sê, die dinge wat ek doen, bring het my nader na die Here, of vat het my verder van die Here. So daar's dinge in ons lewe wat die Here sê, wat nie vrug dra nie. En dan sê hy dat hy moet daai dinge afsny, want hulle sê dat as die lote, as daai goed nie afgesny word nie, dan beïnvloed dit die krag van die produksie van daai bepaalde wonderstok. En dit beteken dat daardie goeie lote kan vrug en sap vat van daardie wonderstok, en hulle gebruik dit nie, en hulle sny dit af, sodat dit meer in die ander wereld dat word gesny, sodat dit meer vrug kan dra. So mense kan maar vanaand dink, hoeveel dinge in die mense lewe is daar wat God nie verheerlik. Vriende, dit is baie moeilik partykeer om na ander se lewens te kyk. Ek sê baie keer vir mense, as ek kyk in my eie lewe, dan sien ek daar soveel plek vir verbetering. Ek kan ook nie bekostig om ander mense te kritiseer nie, want ek weet in my eie lewe hoeveel kan die Here nog doen, hoeveel dimensies en die heerlikheid is daar. En 'n mens vind baie keer in jou lewe dat wanneer jy onder druk geplaas word, of omstandighede in jou lewe plaas, dan kom jy agter, daar kom dan baie kere in jou lewe iets wat jy sê, maar Here, ek dien U en ek leef U en ek het my alles gegee, waarom het hierdie dinge met my gebeur? Dit is soos ek mens die Here eintlik wil aankla, sê Here, maar U behoort my te gespaar het van hierdie situasie. U behoort te eer en verhoed dat dit nie met my gebeur en dit is so asof Here of nie my raak sien nie, asof U nie omgegee vir my nie. En nou by het geleerd het iemand gesê, ek voel van mens en van God verlaat.
sê dit, dat daar lote wat afgesny moet word. En hy sê dat hierdie lote moet weggegooi word, dit moet uit die mense lewe uitkom. En ek wil graag vanaand vir die sê, ook nie wat luister oor kruis kyk. Dit is so belangrik dat ons sal toelaat dat die Here daar die dinge uit ons lewe wegneem. Want dit is baie keer daai dinge wat verhoed dat ons goeie vrug dra en dat ons juist die druif of die lote sal wees wat God bedoel dat ons moet wees op die aarde. Die tweede ding wat my daar baie diep getref het, is dat die Here sê nie net dat die lote wat nie vrug dra nie, kan hy wegneem. Hy sê maar elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Nou, hulle sê dis eintlik die snoeiproses. En ek wil jou vanaand sê, dis nie lekker om versnoei te word. En as baie keer dinge ons lewens in, dis nie noodwendig dinge wat verkeerd is. Ek sê baie keer vir mense, dis baie keer ons bid dat ons van kerk doen, ons dien die Here. Maar baie keer wil die Here ook dinge in ons lewens, hy kom snoei ons. Baie keer ten opsigte van die feit dat ons kerk toe gaan en sê die Here, maar ek wil nie net jy met kerk toe gaan, ek wil hê dat jy 'n verhouding met my sal hê. Ek wil nie hê dat jy met saam sing, dat so baie dat die musikante en die sangleiers wat ons lei en lofing en bidden, dat ons doen dat ons met die Here aanbid in gees en in waarheid. En dan die Here vir ons kom sê, dis goed om te sing, dis goed om deel te neem. Ek wil graag hê dat jy in gees en in waarheid my sal aanbid. Want Jesus in Johannes 4 gesê, daar kom 'n uur en dit is nou, maar die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. So daardie dinge word baie keer in ons lewe gesny. Dit mag so wees dat ons sê dat ons huisgodsdienst, mag so wees dat ons lees in die Bybel. Dan weet jy van my nie, dat baie keer wanneer my Bybel lees, dan kom jy agter, jy lees van Bybel en dan jy begrip. En dan is dan miskien wat gebeur in die lewe. Maar weet jy, dit is so makkelijk dat ek by jy nog lees, jy wil so graag die stukje lees, en ek het al mense antwoord en sê, lees die gedeelte en kyk na die kansen wat uitspring, as my altyd so'n gedeelte, wat so na jou kant te spring, en sê, Here, as hy nou by die spring, en beteken die Here, en hy is die dood van my uitgaan. En weet jy, dit is die Here wat die mens praat. Maar baie keer as jy lees die Bybel, en dink jy aan die probleem, en jy dink aan die probleem, en dink as, ek wonder wat vir ek môre doen, en ek gaan ek môre, en jy beskierig en val ek jou so bezig, en as jy ook al die Here stuk gelees, en jy het ek niks gelees. Jy het daar oor gekom. Misschien wil die Here van jy vir ons sê, dat hy snoei ons beheer, en ons het om ons anders te kan, sê dat wanneer jy met my woord bezig word, dat jy aan my sal dink, en die dinge wat daar kom. Dat jy sy kontak sal kom in die Here. Hy sê so dat jy aan neervlieg van daar met ander woorde, die snoeiproces van jy is daaroor, want wanneer die Here op sekere areas van ons godsdienstige lewe kom, en hy snoei ons wat reeds vrug dra, dan sê ons, hy doen net so dat daar beter vrug kan wees, dat daar meer vrug kan wees. En ek weet, dit is die gedagte van die Here, vir sy kerk op aarde, dat het 'n ander soortige, godsoortige cultivar sal wees, wat anders sal wees as wat die wêreld is. Terwyl daar so baie dinge wees van om plaas te vind, op godsdienstige vlak in die wêreld, dat mense
som 'n deel die woord van die Here. Deel kan word van my geestelike DNA, en wanneer ek my mond oopmaak, dan praat ek nie van die politiek sê nie, ek praat oor die probleme van die wêreld nie, want daar is baie probleme, en ek wil een predikant sê, hy sê, weet jy wat, hy sê, as jy niets gekyk het, en jy sê in 'n slaap waarvan 6 maande daarna wakker word, en jy kyk jy nie dit presies dieselfde. Maar nie met die Here nie, ek sê nie, jy sê, die Here is alles nie, die Here is so vast, die woord van die Here is so vast, en kom die Here en hy sê dat ons, sy woorde moet in ons bly, is onder die selde, die Here verklaar het in Mattheus 7, hy sê nie wat my woorde hoor en doen, en hy moet in 'n verstandige mens, as hy is, oor ons gebouw. Hy sê die woord van die Here moet in my hart gebare word, dit moet 'n deel wees van my elke dag, lewensbesluite en gedagtes hê. En ek wil sê, wanneer ek praat, wat ek dink wat ek praat, ons het so maklik geleer om verkeerde goed te praat en verkeerde goed te dink en iemand het nou ja 'n mooi opmerking gemaak. Hy sê dat as alles gebeur wat jy praat, is jy net. Die vriende kom ons weer sê, dit gebeur baie keer met ons dat ons sê, Here, vergeef my wat ek nou gesê het. En die negatiewe goed wat in die wêreld gebeur, is baie keer die goed wat ons emosies opwek om te praat vir die wêreld. Ons moet alles vir die doen. Ons moet praat vir die woord. En so dit die Here hier sê, hy sê my woord dat julle bly. Dan kom die Here die maak van Paulus sê, julle moet vra net wat julle wil hê. Baie mense sê, jy weet ek kan vir julle vra, en dan gaan jy julle vra vir 'n nuwe kan, 'n nuwe huis en 'n nuwe skoonmaak. Weet jy wat ek gebeur het in 'n verhouding? Dink die mens nie net aan 'n nuwe huis en 'n kan. Daar is soveel meer dinge in die Here wat die mens kan doen. As jy vrugbaarheid van die Heilige Gees en vrugte en heerlikheid van die Here wat ons elke dag kan vra, en sê, Here, ek hoor het ons, en sien dit wat die psalmskrywer gesê het. Hy sê, soos 'n hert, 'n doringskreef is swak na water, so swak my siel my nog nie. Daar is soveel rigting van die heerlikheid van die Here, wat hy ons kan openbaar en bekend maak, en baie groter en baie beter is as 'n mooi kar of 'n mooi huis, want die lewe gaan nie oor waar jy bly, wat jy kry en wat jy ry nie. Die lewe gaan oor Christus, dit wat die apostel Paulus sê, vir my is die lewe Christus, want is die sterwe lewe. En wat al van die tannie, wat hy plaasveer gehad en wat hy baie lief is, of was. En die droom sy een aan die wegraak op van plaats. Maar sy kom nie weg. Sy net so nie die opgestuig, en al sit. Sy kan nie verstaan hoe dit klop, die iemand van op, maar sy kom nie. En as sy so afkijk, die sê sy, het net so ek weet dat aan haar voet vast, en aan haar koffie vast. Weet jy wat? Ons moet ons losmaak van die dinge van die wêreld. Ons is kinders van 'n lewende God. Ons het nie 'n rede om onsself te bemak in die wêreld om alles te kry wat die wêreld ons gee. Nee, ons is telkens wysheid op pad na die ewige bestemming. Ons het 'n huis wat God vir ons voorberei. Johannes 14 sê dit. En die is vir my Vader daar baie wonders, daar baie mense wat die Here vir ons voorberei het. Ons is op pad daarheen, prys die naam van die Here. Maar ons weet dat dit wat God vir ons voorberei, baie beter en baie mooier gewees. Iemand het opgemaak en gesê dat waar jy in die hemel kom, dat die mooiste plek in ons land en in die wêreld lyk soos pakkerskampe. En die heerlikheid van die Here ons kry. Maar die ook nog nooit gesien het. Hart van die mense nooit opgekom het. Dat die Here vir ons voorberei. Ons mag nooit perspektief verloor nie. Die Here kom en hy sê vir ons, as julle moet bly in my woord, en julle maak my die antwoord vanaand. Ons kom op 'n plek waar ons verhouding met die Here. Dit is so belangrijk om te weet dat die verhouding met die Here ken die Here alles van my. En hy verstaan alles van, hy ken al my swakhede, hy ken al my teleurstellings, hy ken die plek in my lewe wat het kwetsbaar is. En die Here het vanaf my sien my toe. Dit maak nie regtig saak hoe jy is en waar jy is nie. As hy by jou is, as hy daar, om die swakplekke sterk te maak, om die plekke waar jy geknees word reg te maak, om die plekke waar jy teleurstellings te vaak het, en waar jy kragteloos geword het, om jou krag en genade te gee. Ek is die God wat jou bystaan. Dit is so mooi dat in Romeine 1:8 en daarmee wil ek afsluit vanaand. Is dat God se bedoeling vir hierdie kultivaar wat in die aarde, hierdie wingerdval wat hy geplant het, nie net wees vir 'n spesifieke plek nie, hy sê. En Romeine 1:8, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy sê, julle sal my getuies wees daar in Jerusalem en in
Deus, för att de som mer främmande att få göra